Ons het nie volgens veel om te bring nie, behalwe ons self. Here, ons kom en ons verklaar vanmôre, Here, hierdie woorde wat ons nou gesing het, I will serve no foreign God, nor any other treasure. Unto your name, I will bring my sacrifice.
En Here, U is die perfekte voorbeeld van dit wat die troon verlaat het, die hemel verlaat het, alles prys gegee het, mens geword het, en die lewe gesacrifice het vir ons. Once and for all. Here, mag dit vanmôre 'n werklikheid in ons harte wees. 'n Realiteit. Nie net iets wat ons in sonnaskool geleer het of oor die jare geleer het nie, maar Here, dat dit werklik, Here, nog ons harte sal diep raak. Here, ek wil bid vanmôre, Here, soos ons reeds ook vooraf gebid het, Here, dat die woord wat uitgaan vanmôre een en elkeen in hierdie plek, Here, se harte sal aanraak. Here, ek vra vanmôre, begin hier by my. Kom verander ons lewe, Here. Kom vorm ons en maak ons. Kom vat weg en voeg by, Here, sodat ons op die ou einde van die dag, Here, sal lyk soos Jesus. Dankie, Here, dat ons, Here, as kinders en familie, Here, die voorreg het, Here, om U naam te kan groot maak. Here, om te kan sing tot eer en verheerliking van U naam. Vader, so ek kom nou en ek bid en vra, Here, dat U ons ore sal oopmaak, ons harte, ons gedagtes en verstand, Here, neem dit gevange ook. Here, sodat dit ontvanklik kan wees vanmôre, dat ons sal hoor wat die Gees van die Here wil sê, dat dit sal insink tot ons harte, Here, dat ons dit sal verstaan, maar Here, dat ons nie net hoorders sal wees vanmôre van die woord nie, maar ook daders. En Here, ek bid, Here, al het soveel mense dalk hierdie skrifgedeelte vanmôre oor en oor gehoor en self gelees en preke van dit gehoor, bid ek dat vanmôre, Here, dit 'n vars revelation sal wees, Here, wat sal spreek tot harte. Here, ek gee nie om vanmôre of ons die Here nou al 10 jaar dien, of 30 jaar, of 50 jaar dien nie, maar Here, wil ek bid, kom, Here, en stort U Gees opnuut uit, Here, oor alle vlees, Here. Kom en revive ons, Here, in hierdie plek vanmôre. En Here, wil ek bid dat elkeen wat hier is vanmôre nie sal uitgaan en sê, ek voel maar net dieselfde nie, maar dat ons kan sê, ek was in die teenwoordigheid van die Here en dit het my lewe verander. Ons gee al die lof, al die eer en al die aanbidding. Ek vra seën die woord, Here, en mag dit uitgaan en nie leeg terugkeer nie, in Jesus naam. Amen. 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 Jy kan nie sit plek neem. Die tema van my boodskap volgend is wees buigbaar, wees bruikbaar. Wees buigbaar, wees bruikbaar. Ek wil vir jou lees daar uit Jeremia 18 uit, as jy jou Bybel gebring het, kan jy saam lees. Of jy kan maar net luister. Jeremia 18 vanaf vers 1 tot 6. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling vir die jonger generasie, of daar's ouer mense ook wat sê, o jene, ons sukkel om te verstaan die 33, so dit is net dat ons beter kan verstaan. Jeremia 18 vanaf vers 1 tot 6, die Here het weer vir Jeremia 'n boodskap gegee, en hy het gesê, gaan na die werksplek van die pottebakker, en daar sal ek met jou praat. Ek het toe na die werksplek van die pottebakker gegaan en hom gekry, waar hy besig was om op die pottebakkerswiel te werk. Maar die pot waarmee hy besig was nie 'n sukses nie. En hy het die klei in mekaar ingedruk en weer begin om 'n nuwe pot te vorm soos hy dit wou hê. En die Here het toe vir my 'n boodskap gegee en gevra, o Israel, kan ek nie met julle net so maak soos die pottebakker met die klei maak nie? Kyk, soos die klei in die hande van die pottebakker is, so is julle in my hande.
Genesis 2 vers 7, die Here God het die mens gemaak, Adama in die Hebreëus. En God het die mens geformeer, Yatsar is daardie woord, uit stof van die aarde. En hy het in sy neus die asem van lewe geblaas. En so het dan die mens, Adama, 'n lewende siel geword. Adama, waarvan ons die woord dan Adam kry, wat beteken mens, mensdom, of wat ook fisies Adam se naam was. Want Adam beteken ook rooierig. Rooierig. Rooi, my ouma het altyd gehou van rooi grond, want dit het die lekkerste tuin gemaak. En wat God hierso sê is, hy het ons gevorm uit die aarde, uit rooi grond. Hou vas, Yatsar beteken creating or shaping something with intention and purpose. It conveys the idea of a potter shaping clay. Jy al gesien klei wat hulle gebruik meeste in daardie tyd was so rooi-bruin klei. Dis wat die Here kom doen het. Hy het grond gevat, klei gemaak en my en jou gevorm. Hy is die pottebak. En ek en jy is die klei. Ons is niks. Stof. En hy sê, van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ek net daar aan iemand en sê, jy's eintlik niks. Jy het gedink jy's iets, maar toe is jy niks. Jy's modder. Jy's klei. Jy's klei. In vergelyking met hom is ek en jy niks. Absoluut niks nie. Hy kom, Jeremia is hierdie profeet, een van die 4 major prophets in die Bybel. Hy sê vir Jeremia in hoofstuk 1 vers 5, Jeremia, voordat ek jou gevorm het, Yatsar, soos klei, in die baarmoeder, het ek jou geheilig. I have set you apart for a special use, for a special purpose. Daai woordjie geheilig, Kadash, beteken om een kant te sit vir 'n spesiale doel. For his glory, for his purpose. Paulus kom en hy skryf in Romeine 8 vers 29, For God knew his people in advance. Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. God knew you in advance, and he has chosen you to become like his son. Not like your mother, not like your father. Nie in die boksie wat jou baas en jou werkgewer jou dalk wil sit nie. Nie in die boksie wat die onderwysstelsel die jong mense wil sit nie. Nie die boksie wat die kultuur en die wêreld ons in wil sit nie. But he has chosen us to become like his son Jesus. En Jeremia se tyd het die mense begin wegdraai van die Here af. En daarom het hy gesoepat en gesmeek en gepleit. En hy het met hulle hard gepraat en hy het mooi gepraat en hy het gesê as julle sal terugkeer sal hierdie goed gebeur. Hy was hierdie, ons noem hom the weeping prophet, want hy het gereeld by die Here gaan huil vir die volk, want hulle is hardkoppig en hardnekkig en hulle wil nie gevorm word nie. Hulle het weggedraai van die Here, hulle het begin afgode dien. Verskillende afgode, moorde gepleeg, hulle was losbandig gewees. Ek wil weer lees, hy sê, die Here het vir Jeremia gesê, gaan na daai volk toe en gee vir hulle 'n boodskap. Maar die Here gee vir hom die boodskap in die vertrek, in die werksplek van die pottebakker. Hy moes eers gaan sien. En hy sê vir hom, gaan na die werksplek van die pottebakker en daar sal ek met jou praat. As jy wil hê die Here moet met jou praat, moet jy eers baie keer vra, Here, okay, waar wil jy met my praat? Miskien gaan dit in die kamer wees, miskien gaan dit in die sitkamer wees, miskien gaan dit langs die see wees, maar ons moet dalk baie dae vat en sê, Here, okay, vandag sit ek in hier, en wil jy met my praat? Wat wil jy vir my sê? Wat is op jou hart? Waar moet ek gaan? En die Here vat jou baie keer na plekke toe om sekere goed met jou te deel of jou te wys. Maar hy vat Jeremia na die pottebakker se werkswinkel toe en hy sien daar dat die pottebakker sit hier met hierdie klei en hy's besig om hierdie pot te vorm.
ek weet jy moes al iewers 'n video gesien het van pottebakkers. Nou, hier sit Wian. En Wian is 'n tipe van 'n pottebakker. Hy werk met klei aan die hawe. So ek glo hy kan vir ons 'n paar tips gee vir môre. Maar ek glo jy het al gesien in die ou dae het 'n wiel gehad en hierdie klei moet draai. En dan maak hulle eers die blad bietjie nat en hulle sit die klei, maar daai klei as jy hom eers uithaal, Wian, as ek reg is maar 'n harde storie eers. Jy moet hom dan begin brei. Jy moet begin druk. En dan word hy sag en dan sit hulle 'n bietjie water by en hy word meer sag. Partykeer moet God vir my en jou so kom brei. En hy moet kom hard druk. En so kyk Jeremia en hy sien maar die pot waarmee hierdie pottebakker toe begin het, was nie 'n sukses nie, want iets kan gebeur. Maar hy vat nie hierdie klei en gooi die klei weg nie. Hy begin nie van voor af nie. Hy maak net weer iets anders. Hy het toe die klei in mekaar gedruk en weer begin om 'n nuwe pot te vorm soos hy dit wou hê. En die Here sê toe vir hom, o Israel, kan ek nie met julle ook so maak soos die pottebakker met die klei maak? As jy so 'n bietjie wil draak daar op die wiel van die Here, kan hy nie ook maar maak soos wat hierdie pottebakker gemaak het en jou maar in mekaar druk en van voor af begin nie. Dis nie 'n oordeel nie. Dis genade. Dis omdat hy jou liefhet. Sy oordeel is wanneer die pot droog geword het en hy breek jou stukke. 2 hoofstukke daarna. Maar hierdie is nog genade, dis nog buigbaar en hy kan nog vorm en hy kan nog maak soos wat hy hom wil hê. Kyk, soos klei in die hande van die pottebakker, so is julle in my hande. Dit is lekker om te weet, ek is in die hande van die Here. Dit kan wees dat ek in 'n stadium gesê het, ek sal sekere nasies of in 'n regering, ek sal hulle verwerp, ek sal hulle afbreek, ek sal hulle vernietig. Maar as hulle ophou om verkeerd te doen, sê die Here, dan sal ek weer met hulle praat en ek sal hulle nie verwoes nie. Aan die ander kant, as ek sê dat ek 'n sekere nasie of regering of mense wou vestig en opbou, groot en sterk maak, maar daardie nasie of mens begin verkeerde dinge doen en my nie gehoorsaam nie, dalk ander gode dien of dinge doen wat teen die woord van die Here is, dan sê hy, dan sal ek dan sorg dat ek dit nie met hulle sal goed gaan. Hierdie mense het afgode in hulle lewe gehad en ons het ook maar baie keer afgode in ons lewe. Dalk nie 'n fisiese beeld van 'n Boeddha in jou huis nie, of iewers iets waarvoor jy van buig in jou huis, 'n son of 'n maan of sterre, wat ook al dit mag wees nie. Maar as ek en jy moet gaan selfondersoek instel in ons lewe, dan is daar moontlik iewers in ons lewe 'n plek of 'n ding of 'n iets wat ons in ons harte voorbuig. Ons sal eerder dit doen, ons sal eerder tyd aan dit spandeer voordat ons tyd saam met die Here spandeer. Geld is vir mense baie keer 'n afgod. Jy het geld nodig om nie te survive, om te kan eet. Geld in dit self is nie verkeerd nie, maar die aanbidding van geld is verkeerd. Wanneer alles begin stil staan in jou lewe, wanneer jy jou verhouding met die Here begin afskeep en al wat jy doen is jy jaag die geld na. You love money. Dis wat hy sê, the love of money is the root of evil. Not money, but the love of money. Party mense het geld meer lief as wat hulle God lief het. En daar's mense in hierdie wêreld wat mense sal doodmaak vir geld. Wat inbreek en steel vir geld. Wat op ander mense in die werksplek se koppe sal trap en hulle sal verkleineer net om 'n beter posisie te kry om hoër te gaan. Maar geld het hulle God geword. Hulle sal enigiets doen om geld te kry. Materialistiese goed en bates. Party mense is so gefokus op wat ons kan kry en hoe mooi ons kan aantrek en wat ons kan hê om die huis mee mooi te maak. En
daardie goed begin op die einde van die dag jou beheer. En jy raak depressief wanneer jy in die mall loop, want jy kan nie kry wat jy sien nie. Dan moet jy weet, jy moet liewer nie gaan nie. Daar's baie versoekings daar buite. En die duiwel, een pastoor het eendag gesê, die duiwel maak al sy goedjies mooi. Dat jy dit wil hê. Hy sê dit is soos die drankbottels, dit kom in die mooiste bottels. Maar dis gif wat daar binne is. Hy wil weet hoe om mense te vang met dit wat hulle sien, lus van die oor. Party mense se afgod is mag en beheer. Hulle wil altyd bo wees, hulle wil altyd mense beheer, hulle wil altyd die sê hê. En dit word baie keer 'n god. Party mense aanbid roem. Hulle sê daar's 3 dinge wat 'n pastoor laat val. Roem, rykdom en rokke. Gold, girls and glory. En ons sien dit in die wêreld. Ons sien dit, predikante val vir geld. Baie loop weg met ander man se vroue. Verneek hulle eie vroue. En die roem. Die aandag wat hulle kry. Die status wat hulle kry. Mense al by die grond waar hulle loop. En bediening kan 'n afgod word. Het ek in my lewe geleer. Wanneer bediening jou lewe so beheer, dat you don't have a relationship with God anymore. Self is seker een van die grootste afgode wat ons vandag het. Want ek wil die hele tyd myself please. Die fokus is die hele tyd op myself, wie vir my kyk en hoe hulle na my kyk en self, my seer, my pyn. Ek word nie gehoor nie, ek word nie gesien nie, ek. En die wêreld help nie, want hulle wil die hele tyd ook hê dat jy die hele tyd op jouself moet fokus. En self is 'n afgod. En 'n afgod is nie God nie. En God haat dit wanneer ons vir enigiets anders buig. Daar is net een God se eie. En jy mag hom alleen dien. En jy mag dalk nie vir jouself kan buig nie. Dit gaan 'n bietjie weird wees. Weet jy hoe gaan jy dit eers regkry nie? Maar in ons harte buig ons baie keer voor onsself. Want jy verheerlik jouself, jy plaas jouself die heel, nie ek doen nie. Partykeer kom dit so in 'n beskaidene, jy weet. Dit lyk partykeer soos nederigheid, maar as hulle mond oop gaan is dit self die hele tyd. Vleeslike begeertes. Alles wat die vlees, die Here wil hê jy moet 3 uur die môre wakker word. Hy kom en hy wakker. Want hy wil met jou praat, hy wil 'n afspraak met jou hê. Dan kom hy vlees in en ek sê, Here, nee, ek wil nog 'n bietjie slaap. Net nog 'n bietjie, net nog 5 minute, Here, nog 10 minute. Dis maar een voorbeeld van baie, maar die vleeslike begeertes oorheers baie keer my geesmens. En hoe meer ek die vlees bevredig, hoe swakker word die geesmens. Dan 'n groot een ook TV, sosiale media, jong mense games. Ouer mense deesdae ook. Hulle doen dit nou net nie op Xbox nie, maar hulle sit en speel cookie games en goed op die fone deesdae sien ek. Of hulle voer hoendertjies en hulle boer en iets moet nie doodgaan nie. Dat my dink aan Tamagotchis wat ons gehad het op 'n stadium. Party sal nou nie weet wat dit is nie. Hulle is nie. Maar ons is so behept en so vasgevang in die TV en die sosiale media en die Facebook en die TikTok en die Instagram en al hierdie goeders. En mense buig voor hierdie goeders aan mekaar. En dis hartseer, want wat jy nie weet nie, is soos wat hulle in die Bybelse tyd kinders gebring het en geoffer het aan die afgod Molek. So offer vandag ma's en pa's hulle kinders terwyl hulle skrul.
Hulle sacrifice die tyd wat hulle kon invest in mekaar. Man en vrou sien ek, hulle sit in Wimpy en hulle sacrifice die tyd wat hulle kon hê met mekaar deur social media die hele tyd aanbid en daardie vleeslike begeertes en goedes te bevredig. En dit word 'n afgod. As jy, ek wil amper sê meer as 'n uur of 2 'n dag net sit en skril, dan is dit gevaarlik. Because you can use that time to spend with God. As jy tyd het om 'n uur en 'n half fliek, 2 ure fliek te kan kyk, dan kan jy 'n uur of 2 tyd saam met die Here spandeer. Party van ons se afgod is mense, people pleasing. Jy wil die heeltyd mense tevrede hou en tevrede stel. Partykeer ten koste van jouself en jou verhouding met die Here, want hy sê you cannot please God and people, humans at the same time. Ek weet nie wat is jou afgod vanmôre nie, maar ek wil vir jou vra, in wie se hande is jy? Want as jy in die hande van die pottebakker is, sal hy jou vorm en hy sal jou maak soos die beeld van Christus is. Maar as jy afgode in jou lewe het, gaan dit jou vorm. Die TV gaan jou vorm. Sosiale media gaan jou vorm. Die opinies van mense gaan jou vorm. Jy jouself en jou eie wil gaan jou vorm. Maar is nie in die beeld en die gelykenis van ons Skepper nie. Soms moet die pottebakker kom en hy haal daai klei uit en hy begin harddruk. En dis ongemaklik. Dis seer. Dis eienaam. Hy sê in Deuteronomium 8 vers 2 tot 3, praat die Here hier met die Israeliete. Hy het hulle uit Egipte uitgelei en hy sê vir hulle: onthou die hele pad waarlangs die Here jou God jou vir 40 jaar in die woestyn gelei het. Party mense voel hulle is 'n woestynpad al. Party mense voel dalk vanmôre, maar die Here druk hard. Hy sê dit was om jou nederig te hou. Om jou te toets en te sien wat regtig in jou hart is. En of jy my gebooie sal gehoorsaam. Vers 3, hy het jou nederig gemaak deur jou te laat honger ly. Sjoe. Maar dis dan 'n goeie Here. Hoekom sal hy nou dit doen? Because he's more concerned about your character than your comfort. Hy het jou nederig gemaak deur jou te laat honger ly en hy het jou toe manna laat eet, kos wat jou voorouers nie eers van geken het of geweet het. Hy het dit gedoen om jou te leer dat mense meer as brood nodig het. Ware lewe vir die mens kom van elke woord uit God se mond. En dalk gaan jy nou deur 'n moeilike seisoen en dalk voel dit vir jou, maar die Here is besig om te druk en dit is ongemaklik en dit is seer. Of jy vanmôre sê, wees geduldig met die proses. Wees geduldig, want jy weet nie waartoe die Here op pad is met jou nie. Genesis 3 vers 19 sê hy, ons is stof. En stof is jy en tot stof sal jy teruggekeer. Ek sê eintlik niks. So Jesaja 45 vers 9 kom dan en sê, kan die kleipot vir die maker sê, wat maak jy? En ons doen dit so dikwels, ons sê, Here, wat doen nie? Waarmee is die Here besig? Hoekom doen die Here dit? Hoekom laat die Here dit toe? En Jesaja kom en hy sê, kan die kleipot vir die maker sê, Here, wat maak jy? As jy kyk in die konteks, dan sê dit eintlik beteken dit dat you know better than God. Romeine 9 vers 20 tot 23 sê, maar tog, o mens, wie is jy wat teen God wil praat?
Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het U my so gemaak nie? Of het die potterbakker nie mag oor die klei nie? Om uit dieselfde klomp die een bekend te maak, tog met groot langmoedigheid die voorwerpe wat van verderf te bereid is, verdraai, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid, oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Hy is die pottebakker en hy kan uit die klei uitmaak net wat hy wil. Filippense 2 vers 13 tot 15 sê, dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sonder om te kla en teen te praat. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Daar's net een God. En ek is in sy hande, nie andersom nie. Hy is nie in my hande nie, maar party mense probeer hom beheer en hulle probeer hom druk en hom vorm soos wat hulle wil hê. Dat hy in hulle boksie moet pas, dat hy in hulle idee en hulle goedertjies moet pas. En is my vraag vanmôre aan jou kind van God, is jy buigbaar? En is jy bereikbaar vir die Here? God is 'n geduldige Here. Ek dink ons besef dit altyd nie. Die pottebakker kon die klei vat en dit net weggooi en hy kon sê, ek is klaar, ek is geïrriteerd, ek wil nie meer nie. Ja, koppige mens, ja, koppige man of vrou of kind van my, maar nee, hy druk maar net die klei weer in mekaar en hy begin van voor af. Eksodus 34 vers 6 tot 7 verklaar God self. Terwyl hy verby Moses beweeg, sê hy, ek is die Here. Ek is 'n God wat barmhartig is en genadig is. Ek het geduld met mense. Sjoe, ons het dit nie. Maar hy sê en ek is loyaal. Ek bly getrou. Al is jy nie. Ek bly vol liefde oor al die geslagte. Ek vergeef alles wat hulle verkeerd gedoen het. Net gou konteks. God gee vir Moses die 10 gebooie, soos ons dit ken op die kliptafels. Moses gaan af en hy sien hulle is besig om 'n afgod te aanbid. Terwyl Moses op die berg is en hulle God se heerlikheid kan sien. Hulle sien die rook, hulle hoor die donderslaan. Eers was hulle bang. Maar dan verloor mense hulle vrees vir die Here en hulle maak 'n kalf, hulle afgod. Moses kom van die berg af en hy sien hierdie partytjie en hy gooi die klippe net daar stukke. Dit wat God nou net vir hom gegee het. En wat hier gebeur is, die Here roep weer vir Moses op die berg, maar hy sê vir hom, nou moet jy self die klippe uitkap en bring hulle saam. Moses vat die kliptafel saam en net voordat die Here weer daarop skryf, sê hy vir hom, ek is die Here. Ek is barmhartig. Nadat Moses die kliptafel stukkend gooi het, nadat hulle gesondig het, nadat hulle afgode geaanbid het, sê die Here, hy is genadig en geduldig. Sê hy dat ek hulle sal vergewe, hy sê ek bly loyaal, al is julle nie loyaal gewees teenoor my nie, vinnig om afgode te aanbid, ek sal loyaal bly, ek sal getrou bly, sê die Here. You can walk away, but when you return, you will find me where you left me.
the potter's wheel. God sal bly druk, en God sal bly vorm, hy sal bly herstel en genees, totdat hy 'n voorwerp, 'n wissel het, tot sy eer. Ephesians 2 verse 10 says, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Sê net vir iemand, God is nie klaar met jou nie. Dit mag taaf wees, dit mag moeilik wees. Ek wil weer sê, dit mag dalk nog moeiliker word. Wanneer die toetse kom en wanneer dit moeilik raak, dan moet my en jou se hartposture wees, dankie Here, dat U nie met my klaar is. Dankie dat ek weet die druk nog, en die skaaf nog, en die skuur nog. En moet my en jou gebed vanmôre kan wees, Here, kom druk weer opnuut U vingers in my lewe. Kom vorm my en maak my soos U wil. Is jy bereid om daardie gebed te bid vanmôre? Ek het 'n woord vir iemand vanmôre. Terwyl ek bid en vir die Here vra waaroor met die preek volgende, toe sien ek 'n kleipot, 'n jug kan jy maar eintlik sê. Maar die pot is gekraak. En die olie wat daarin is, wat salwing beteken, loop uit. En daar's iemand hier vanmôre, en die Here sê, ek sien jou. En ek weet van jou seer, en ek weet dat jy stikkend is en gebreek is. En jy wil hê dat ek jou moet gebruik. Maar jy dink dat ek jou al weggegooi het. En die Here sê dat sy rivier van lewende water sal in jou in lewe inloop. En dit wat dormant was, sal hy weer lewe gee. En jy sal weer begin lewe, sê die Here. Jy sal weer groei en jy sal weer vrug dra. En die Here sê Jesaja 43 vers 18 tot 19, vergeet al die dinge wat in die verlede gebeur het. Dis niks in vergelyking met wat ek nou gaan doen. Ek gaan niets doen. Ek gaan niets doen en dit het al reeds gebeur. Sien jy dit nie, vra die Here? Jy sien die woestyn, the wilderness, the desert place. Is not to get you out of Egypt because you are already out of Egypt, but it's to get Egypt out of you. Jy sit vanmôre hier en jy sê, Here, ek weet nie hoe ek hier gekom nie. Ek weet nie hoe het ek in hierdie situasie beland nie. En dis ongemaklik. En dis seer. Dis buite my gemaksone, dis buite wat ek beplan het vir my lewe. En ek
ek ervaar dat jy voel vir die afgelope 4 of 5 jaar, ervaar jy die emosies en die druk van die Here. Die Here sê, hy sal sy rivier, soos wat in Esegiel ook staan, en die rivier het gevloei, enkeldiepte, kniediepte, heupdiepte, en eventually so diep dat jy daarin kon swem. Kom ons buig die hoofde, sluit die oë. Is jy reeds klaar soos 'n hardgebakte pot, al met dalk 'n paar krake, en wil ek vir jou sê, dis nog nie te laat nie. Ek het al gesien hoe hulle kleipotte vat en dit maal, stukkend breek en maal, en dan weer op 'n tyd water byvoeg en dit word weer klein. Ek wil vir jou sê, wat in hierdie wêreld onmoontlik is by God moontlik. Daar's geen gebreekte pot vanmôre in hierdie plek wat hy nie kan heel maak. Maar as ek en jy maar net klei wil bly, dan sal die Vader, die Heilige Gees wat die water verteenwoordig, so af en toe hier op my en jou sprinkel, dat ons nat en klam bly, en hy met sy vingers my en jou kan formeer. Ons kan druk. En ek wil vir jou vanmôre bemoedig, dat die druk bly nie altyd by druk nie. Soms hier op die einde, dan raak die touch gentle. En dan weet die pottebakker, moet hy sensitief wees met die klei. En hy rond net af. Ek weet die Here wil vanmôre net vir jou sê, my kind, ek het nie van jou vergeet nie. En as jy my toelaat, dan sal my hande en my vingers jou vorm, sodat jy vir my 'n gebruiksartikel kan wees, 'n pot, 'n bord, 'n pakkie, wat ook al, wat hy kan gebruik vir sy eer en sy glorie. Here, so my gebed vanmôre is, en ek glo elkeen hier, vra ons, Here, kom druk die vingers in ons lewe, en vorm ons, en maak ons soos U wil. Nie my wil nie, maar U wil. Of ons 5 minute kan vat. As die Here jou so lei, as dit op jou hart gedruk word, om na iemand toe te stap en saam met hulle te bid. As jy nie so gelei voel nie, of dis nie in jou persoonlikheid nie, dis fine. Maar as jy voel, die Here lei jou, na iemand spesifiek toe hier vanmôre, moet nie skaam wees nie, moet nie bang wees nie. 5 minute. Dit hoef
wees nie. Stap na iemand toe en bid saam met daardie persoon. Om nie skuldig voel as jy nie gelei voel, is okay. Ek wil vir jou vra as jy gelei voel vanmôre om saam met iemand te bid, doen dit nou.